Paar vrae, 1, 2 en ons begin met die menere agter 3. Môre almal en baie dankie vir die geleentheid. My naam is Hendrik Wijngaard. Ek is by die burgerregte organisasie Kaapse Forum wat 'n susterorganisasie van AfriForum is. Ek hoef julle nie te sê wat 'n interessantheid dit op die oomblik is nie. Maar hier is ek om julle te vertel dat die organisasie het as een van sy doelwitte wederzijdse respek en erkenning tussen verskillende kultuurgroepe, of as jy dit wil noem, rasgroepe, is dit ook oké met my. My ma was 'n bediende. Ek sê nooit huishulp nie, ek sê bediende, want dit is wat sy was. En dan het sy in die middag by die huis aangekom en sy was baie kwaad, baie keer. Dan klap sy ons tekeninge van die tafel af, kombuistafel, en allerlei ander goed. En ek het altyd gewonder, hoekom is mami so kwaad? Toe ek in 2011 haar huldeblyk lewer by haar begrafnis, toe sê ek vir die mense, nou dat ek 'n volwassene is, dink ek verstaan 'n bietjie daarvan. Een sou dalk kon wees dat sy so gefrustreerd was oor die vernedering wat sy by die werk moes deurmaak deur die dag as 'n bediende in 'n wit huishouding. Tweedens sou dit kon wees dat sy nie eintlik geweet het wat gaan sy vir ons maak vir aandete nie en sy moes iets maak. Maar sou ek wou hê dat sy werkloos moet wees of 'n werk moet hê waar sy dalk nie met die nodige menswaardigheid behandel word nie. Ek verkies dat sy wel 'n werk gehad het en op daai manier vir ons kon gesorg het. Later jare het ek myself bekwam as joernalis en vandag is ek bevoorreg om aan tafels te sit waar my ma nie sou kon sit as 'n bediende nie. Wat sê ek dan vir my kinders vandag? Ek sê vir hulle, jy moet jouself bekwam, jy moet geleerdheid kry en jy moet leer dat jy jou eie menswaardigheid moet opeis, selfs al gee ander dit nie vir jou nie. En dit is die enigste manier hoe jy daar gaan kom. Anders gaan jy vasgeval raak in 'n kwaadheid vir die verlede, 'n negativiteit wat ons nêrens gaan bring nie. Maar die belangrike ding, as Kaapse Forum sê, wederzijdse erkenning en respek, dan vereis dit van elkeen van ons om bereid te wees om na die ander een se verhaal te luister. Jy moet luister. Jy kan nie net verwag dat ons jou deel moet verstaan, maar jy wil nie Alida argumentsalwe se storie ook hoor nie. En so die ervarings waarvan Oscar praat, ek en hy was as jong mense op skool comrades gewees. Vandag is hy 'n gerekende politieke kommentator, 'n dokter uit Mitchellsplein uit. 'n deel van Mitchellsplein waar jy nie sommer sal beloop nie eens op 'n Saterdagoggend nie. En dan het ek vir Alida daarso en Dawie self wat mense is met wie ek vandag kan staan en gesels as gelyke. Omdat ek nie aan een of ander kompleks lê uit die verlede uit en dit wil voorgooi omdat ek nie iets van myself wou gemaak het nie. Maar luister na mekaar. Dankie. Baie dankie.